Lukas 10. Dan van die 8ste vers af lees. Prys die Here. Amen. Lukas 10 van vers 8. En in watter stad julle ook al mag ingaan en hulle jou ontvang, eet wat julle voorgesit word en maak die siekes gesond wat daarin is en sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom. Maar in watter stad julle ook ook al mag ingaan en hulle julle nie ontvang nie, gaan uit daardie stad en sê, stof selfs selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons vir julle af, want tog moet julle dit weet, dat die koninkryk van God naby julle gekom het. Amen. Ons sien dat die Here Jesus 70 ander disippels uitgestuur het voor hom uit aan die stede toe waar hy sou kom. En hy gee vir hulle die autoriteit, die mag om siekes gesond te maak. Hy gee vir hulle die mag om duiwels uit te dryf en so meer. En hy sê vir hulle, julle vat geen reissak saam, geen geldstuk of niks. En in die huis wat julle kom, sê die arbeider sy loon werd. Bly daar. Hy sê, en laat as jy instap in die huis, en as 'n man van vrede, laat jou vrede oor na hom toe. Maar as die vrede nie daar is nie, laat dit terugkom. En hierdie 70 disippels het uitgegaan en hulle het gegaan soos die Here gesê het. En die evangelie gaan uitdra. En vir hulle gesê het, die koninkryk van God het naby gekom. Die Here Jesus, toe hy begin het om te predik, toe het hy ook gesê, toe hy begin uitgegaan het, toe sê hy, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby julle gekom. Nou is dit nie so dat die mens dink, ag weet jy wat, hierdie is maar net 'n storie. Daar's 'n liedjie wat ons altyd gesing het, gaan vertel die storie van sy koms en sy glorie. Toe sê ek, luister, ons verander die lied. Dis nie 'n storie nie. Kom ons gaan vertel die waarheid. Nie die storie nie. Dis nie 'n storie nie. Dis 'n werklikheid. Dis iets wat gaan gebeur. As dit 'n storie was, dan moet ons ophou om God te dien. Dan help dit nie ek en jy dien die Here nie. Dan slaan ons 'n dooie perd. Maar ons het vanmôre die lewende God. Amen. Vir wie ons aanbid. Amen. Die lewende God wat vir jou en my omgee. Om vir mense te kan vertel van God se genade en sy liefde. Amen. Om vir mense die daad te kan vertel, weet jy wat? Die koms van Jesus is naby. Amen. Bekeer jou. Jy mag dit nie vir mense sê vandag. Dan is hulle 10 bar opgeblaas. Dan is hulle dik mond. En jy's besig om hulle te oordeel, jy's besig om hulle te ek weet nie wat als. Maar die woord van die Here Jesus het gesê, bekeer julle. Want die koninkryk het naby gekom. Die disippels het uitgegaan en dieselfde evangelie uitgedra en gesê, bekeer julle. Jesus kom weer. Dis wat ek en jy as mens moet uitdra. Nee, maar ons kan dit nie mos nie vir die mense sê nie. Wat sê Paulus? Hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie,
Want dit is 'n krag tot redding vir elkeen wie glo. Amen. Eerste vir die Jood en dan vir die Griek. En almal van ons. En die evangelie het gekom na die heidense volk. Prys die Here. Ons het vanmôre nie 'n evangelie nie. Ons het die evangelie. Amen. Daar is baie mense wat 'n evangelie verkondig, maar dis 'n valse evangelie. Ons het vanmôre die evangelie. Want ek hoef my nie te skaam om vir mense te sê, weet jy wat, jy moet jou bekeer tot God en jou laat doop in die naam van Jesus Christus Amen. tot vergifnis van sondes. Want die woord van die Here sê my, daar's net een Here en een geloof en een doop. Daar's nie nog 'n ander een nie. En dit wat ek sê, kan ek staaf by die skrif. Daar is nie 'n ander doop nie, daar's net een doop. En daar's net een God wat leef en regeer tot in ewigheid. Die een wat vir jou en my verlos het. Amen. Wat die mens verlos van sonde en ongeregtigheid. En hierdie disippels het uitgegaan en die evangelie gaan verkondig. Hy sê in die stad wil julle ingaan. As hulle nie luister nie, skud selfs die stof van hulle jou voete af. As jy in die huis ingaan en hulle nie luister na die evangelie nie, skud die stof van jou voete af. Dit sal eendag teen hulle tel. Prys die Here. Ons lees verder vers 12. En ek sê vir julle, vir Sodom en Gomorra sal dit verdraagliker wees in die dag as vir daardie stad. Jo. En weet, Sodom en Gomorra was goddeloos, man. Dis waar. Sodomie was in die orde van die dag gewees. En ek glo moord en doodslag. Hoereerdery. En jy noem dit op. Was in die orde van die dag. En dit het God, die stank van die sonde van die mens, en die hemel bereik. En God vernietig Sodom en Gomorra. Hy sê dit sal verdraagliker wees vir Sodom as vir daardie stad wat geweier het om die evangelie aan te neem. Glory. Vers 13 sê, wee jou Chorazin, wee jou Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle hul lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. As hierdie wonders in Sidon en Tyrus gebeur het, wat in Chorazin en Betsaida gebeur het, sê die Here Jesus sou hulle lankal in sak en as bekeer het. Dan sou hulle verneder het en die Here aangeroep het en gesê, Here wees my genadig, Here wees my barmhartig. Ons lewe in 'n tydperk waar die mense goddeloos is. Wat hulle eie gedagtes wandel. Wat weier om die woord van God aan te neem en uit te lewe. Ja, ons moet net glo, dis al. Dis ons wat mense sê. Glo net, glo net. Jy hoef niks anders te doen nie. Man, die Here sê vir ons wat ons moet doen om die koninkryk te beerwe. En as jy dit nie aanvaar nie, het jy 'n probleem. Dis waar, ja. Het jy 'n probleem?
God gee vir ons sy saligheidsplan. Wil ek u vanmorgen hy vertel. Sy saligheidsplan is al geopenbaar in die tabernakel. Dat is waar. Amen. Daar's net een deur waardeur jy kan gaan. En Jesus is die deur. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Amen. Hy is die opstanding. Amen. In die Ou Testament moes hulle altyd deur 'n priester gegaan het. Nou kan ek en jy direk tot God bid. Amen. Ons hoef nie meer 'n lammetjie te offer of ietsie te offer nie. Die offer is gebring. 'n voldragte offer is eenmaal gebring, sodat ek en jy hierdie evangelie kan aanvaar en lewe vir Jesus. Amen. En vir ander mense hierdie evangelie te kan uitdra. En as hulle dit nie wil aanvaar nie, skud die stof van jou voet af. Dis hard, né? Dis hard. Selfs jou vriende, jou familie, as hulle dit verwerp. Dis hartseer. Weet jy wat? As jy hom gegee het, en hulle luister nie, het hulle 'n probleem. Dat is waar. Het hulle 'n probleem. Maar die mense in hierdie dae is lief vir die sonde, lief vir die ongeregtigheid, is lief vir dit, wat hulle die vlees kan voed. Dat is waar. Ja. En sê as hulle die woord nie aanvaar nie, stop die voet, of die stof van jou voet af. Dis hulle getuie wees. Goras en Betsaida, Kapernaum, hierdie, waar die groot wonders plaasgevind het, die baie wonders wat die Here gedoen het daar, siekes gesond gemaak, duiwels uitgedrywe, en so meer. Hierdie wonders het hulle gesien, selfs deur hierdie disippels wat die Here uitgestuur het. Het hy die mag gegee om duiwels uit te drywe, om siekes gesond te maak. En as dit het gebeur, hy sê, as die mense nie bekeer nie, weet jy, mense sien die wonders van God. Mense sien die wonderwerke wat God doen. Maar hulle glo nog steeds nie. Hulle glo nog steeds nie. Dit sal verdraagliker vir Sodom wees in die oordeelsdag, vir Sidon en Tyrus, as vir daardie mense. Baie lande is daar, onder andere Noord-Korea, Arabiese eilande. Hulle soek glad geensins van hierdie woord. Prys die Here. Hulle het dit gehoor. Hulle aanvaar ander dinge. Maar hierdie evangelie verwerp hulle totaal, geheel en al. En as hulle dit verwerp, verwerp God hulle. Dat is waar. Amen. En as 'n land hierdie evangelie nie aanvaar nie, maar aanvaar ander verskillende afgode godsdienste, verwerp God hulle. Dat is waar. Amen. Suid-Afrika moet tot bekering kom. Ja. Suid-Afrika het Jesus nodig. Vers 14 sê,
Maar vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeel is daar verdraagliker wees as vir julle. En jy Kapernaum wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergewerp word. Dis harde woorde. Kapernaum, jy het dit geweet, jy het dit gehoor, jy het dit gesien, jy het dit geervaar, jy sal verneder word tot in die doderyk toe. Neergewerp word. Wat sê die woord van die Here vir ons vers 16? Wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. En wie julle verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. As ek is mens, die woord van die Here suiwer bring, en die mens verwerp dit. Verwerp hulle nie jou as mens wat die woord verdien nie. Hulle verwerp hom wat vir jou dit gegee het. Hulle verwerp God self dan. Want die woord van die Here is 'n lig op my pad, 'n lamp vir my voet. Is genesing vir my liggaam, verkwikking vir my siel. Wys my enige ander godsdienst wat dit vir jou kan gee. Daar's nie 'n ander een nie. Is net hierdie godsdienst, hierdie evangelie, wat dit vir jou kan bied. Wat vir jou saligheid gee, wat vir jou vrede gee, wat vir jou blydskap gee, wat vir jou die ewige lewe gee. Amen. Niks anders. Geen ander godsdienst. Net hierdie een. Maar weet jy wat? Die mens verwerp dit. Die mens kan die woord lees. Hierdie woord kan jy vat. En jy kan dit lees. En lees. En lees. En in jou kop uitken. Maar as jy nie die evangelie vat en toepas in jou lewe nie, dan beteken jou godsdienst 'n nul. Nou kan jy nêrens te kom nie, behalwe om die ewige lewe te mis. Om in die verdoemenis te beland. Hierdie disippels, hulle gaan uit en hulle verkondig hierdie evangelie. Wat sê die woord van die Here vir ons? In vers 17 sê, en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam. Tot die duiwels onderwerp hulle aan u naam. Wat sê Jakobus 2 vers 19? Jy sê jy glo dat God een is. Die duiwels glo dit ook. Hy sê die duiwels glo dit ook, want jy weet hulle was in die hemel gewees. Hulle is uitgeskop. En hulle weet dat Jesus, wat geopenbaar was as God in die vlees, dat hy God is. Want hulle was in die hemel gewees. En hulle is onderdanig aan hierdie naam, Jesus. Nie 'n ander naam nie. En hulle onderwerp hulle aan hierdie naam. Maar hulle kan nie gered word. En as ek nie my onderwerp aan hierdie naam nie, het ek 'n probleem. As ek nie hierdie naam vat en sê, Here, dit is u naam, ek buig voor u neer. Here, ek wil u dien met my hele hart. Ek wil ontslae raak van die dinge in my lewe.
Here, ek wil wandel in u genade, in u liefde. Weet jy wat? God sal dit vir jou gee. Dis waar. Dan hoef jy nie eendag te hoor, gaan weg vervloekte, ek ken jou nie. Wie wil graag daai woorde hoor? Nee. Jy het 'n prys om te betaal. Dis waar. Vandag is dit maklik, hulle sê vir jou, buy now and pay later. You're gonna buy now. You buy the sin, you're gonna pay in hell. If you pay now, you're gonna receive eternal life. Die koninkryk van God het gekom na die mense toe. Amen. En dit is, die vraag is, wat maak ek met die evangelie van Jesus? Leen ek my ore uit vir die wat dit verdraai? Of luister ek na hierdie evangelie? Baie mense sal eendag sê, het ek maar tog net geluister, het ek maar net tog aggeslaan op die woord. Is dit nie wat ons almal al gesê het nie? Ag, jy weet, as ek maar geluister het ek nie pak slaag gekry nie. As ek geluister het nie dit of dat gebeur nie. As ek geluister het, maar ek het nie geluister nie. Dit is dat die mens moet luister en agslaan op God se woord. Dat ek moet wandel in sy weë. Amen. In die vrese van die koning van die eeuwe. Hierdie disippels is opgewonde. Maar weet jy wat sê die Here Jesus vir hulle? Hy sê, moenie bly wees oor die duiwels wat aan julle onderwerp is nie. Moenie daaroor opgewonde wees. Hy sê, maar wees bly dat julle name geskryf is in die boek van die lewe. Glory to God. Dis waaroor ek moet bly wees. Sê, Here, dankie. My naam is in die boek van die lewe geskryf. Maar ek moet doen wat God sê van my verwag. Wat die Here sê ek moet doen, dat ek so sal doen. Amen. As ek dit nie doen nie, kan ek nie verwag in die ewige lewe te beerwe nie. Kan ek nie verwag om God se koninkryk in te gaan nie. Jy weet, ons kan maklik hierdie koortjies sing. I enter his gates with thanksgiving in my heart. Pragtige koortjies, lekker. Maar gaan ek dit regtig waar ervaar, beleef? Gaan ek deur die poorte stap met 'n loflied in my hart? Daardie dag gaan baie mense terneergestamp wees. Hoekom het ek nie geluister? Hoekom het ek nie aggeslaan toe die evangelie na my toe gekom het? Ek het my kerk mos. Die kerk vat jou nie hemel toe nie. Ag, ek het my prediker wat soveel jaar gestudeer het, hy kan nie vir my lieg nie. Die mens sal die mens glo. En hy sal sit met God se woord. En hy sal nie luister wat sê die woord. Hy sal luister wat sê die prediker. Want hy kan mos nie verkeerd wees nie. Die prediker is reg, maar God is verkeerd. Hoor jy wat ek sê?
Dis wat mense dan begin te doen. As ek hierdie woord vat en lees, en ek sien wat in hom geskrywe staan, en dit verskil wat die prediker sê, vir wie moet ek nou glo? Ek kan nie die prediker wil glo nie, want hy vat my op 'n dwaalweg. Hy is besig om vir my te lieg. Maar hierdie woord is geskrywe sodat ek en jy dit kan aanneem, kan toepas in ons lewens en daarin mag wandel Amen. om die ewige lewe te werk. As ons net besef dat God gekom het om my vry te maak, om my lewe te verander, om my gedagtes te draai in die regte rigting. Maar baie mense draai die mense gedagtes in 'n verkeerde rigting. Yes. Dis om die Here te dien in gees en waarheid. Met 'n opregte hart. En te glo wat die Here sê. Die mens luister te veel wat die mens sê. Die mens sê so. En die mens sê so. Vergeet wat die mens sê. Kom ons luister wat sê die woord van God vir jou en my. En wanneer ek en jy op ons knie is, en ons vra vir die Here, openbaar dit vir my, gee my helderheid om verstand, dan sal God dit jou gee. Dis waar. Amen. Here, as jy hom vra vir 'n brood, gaan jy hom nie slang gee nie. Hy gee vir jou die waarheid gee. Nou baie mense wil God nie vra en dan is bang hulle oor die waarheid. Dan moet hulle breek en los. Maar as ek en jy God se woord begin te in diepte te begin soek, te luister, weet jy wat? Dan gaan ons sien wat sê die Here. Amen. Jou en my. Want hierdie woord is 'n skerper as 'n tweesnydende swaard. Amen. Dring deur murg en been, siel en liggaam, tot die diepste van die hart. Daar waar jy voel, Here, maar hierdie woord sny vir my middeldeur. Hoekom sny daardie woord jou middeldeur? Sodat jy God daardie dinge wat in jou lewe is kan uitkry. En dat jy gesond kan word. Amen. Jy voel hartseer. Jy voel bedroef. Maar hierdie evangelie laat baie mense opgeblaas raak. Dis waar. En behoorlik opgeblaas raak. Hoekom? Omdat dit tref tot in die diepste van die hart. Daar waar dit seer maak. Daar waar daar geopereer moet word. Om die gif uit te kry uit jou stelsel uit. Daar waar die mens nie met die fisiese hand kan opereer nie. Die dokter doen die fisiese dinge. Maar God, as hy opereer, daar is nie narkose nie. Glory to God. God gee jou nie narkose nie. Maar hy sny vir jou. Dis trane. Is hartseer. Dis pyn. Weet jy wat? As daai operasie verby is,
dan is jy genees. Volkome genees deur die bloed van Jesus. Amen. Maar ek en jy moet agslaan op hierdie woord van God. Ek en jy moet luister. As ek maar net geluister het na die woord, as ek dit maar net toegepas het in my lewe, dan het ek nie al die droefheid gehad. Julle het mos al verkeerde keuses gemaak. Of is dit net ek wat verkeerde keuses gemaak het? Verkeerde keuses gemaak, dan sê hy, as ek maar net my 2 ore oopgemaak het en geluister het. As ek maar net nou ja, wat gedaan is gedaan. Dis waar. Water wat onder deur die brug geloop het, is verby. Daar gaan ander water weer deur. Maar nie dieselfde water nie. Maar God gee vir jou kans in hierdie evangelie om die lewende waters te kan drink. Om die brood van die lewe te kan eet. Om hierdie woord van God te kan vat en toe te pas in jou lewe. Om te kan luister en sê, Here, gee my helderheid van verstand om die skrifte te verstaan. Ag, weet hierdie ou waarvan ek praat? So kyk wat sê die woord. Lees die woord. Weet jy wat? Weet jy ons op bekering kom, wil jy ons op met ons prediker stuur om ons te kom sien. Toe sê ek, los die pastoor uit, man. Ek nie sak met die pastoor, ek nie sak met God. Amen. Ek wil hoor wat sê die Here. Ek wil nie hoor wat sê 'n mens nie. Ek wil hoor wat sê hierdie God van hierdie woord. Amen. En as jy dit die Here vra, dan gee hy vir jou dit wat waarheid is. En jy kan sê, Here, baie dankie. Baie dankie, Here, vir die woord van die waarheid wat vry maak. Dit is ek en jou as mense keuse wat ons wil doen. Daai mense wat het 'n keuse gehad. Toe daar disippels uitgegaan het en die evangelie gaan verkondig het. En gesê, bekeer julle. Die koninkryk van God het naby gekom. Dis waar. Die koninkryk het naby gekom. Daar's vir julle redding. Daar's vir julle saligheid. Daar's vir julle verlossing. Daar's vir julle oorwinning. Daar's vir julle genesing. Daar's vir julle die ewige lewe. Maak jou keuse wat jy wil hê. En dan kom terug en sê, Here, siekes word gesond. Dooies word opgewek. Here, selfs die duiwels is onderdanig in U naam. Amen. Ek sê, maar moenie bly wees daaroor nie. Wees bly dat julle naam geskryf in die boek van die lewe. Halleluja. Ek moet sorg dat my naam geskryf is in die boek van die lewe. Hoe? Deur God te dien. In gees en in waarheid. Amen. Met my hele hart, hele siel en hele wese. En te sê, Here, ek het U nodig. Amen. Here, ek is afhanklik van U. Jy weet, sonder God kan ek en jy nie voortbeweg. God is genadig oor die mens. God gee die mens nog kans om te sê. Dat die mens kan sê, Here, vergewe my. Reinig my. Heilig my. Here, was my.
met die kosbare bloed. Amen. Hoeveel mense is in hierdie dag werklik waar bereid om te sê, Here, hier is ek. Ons sal sê, weet jy wat? Volgende Sondag sal ek dit draai vat. Of jy weet, nou as die einde van die jaar is, sê hulle sê, ek sal volgende jaar sal ek 'n beter blaadjie omslaan. Jy hoef nie 'n blaadjie om te slaan nie, om te slaan nie. Jy moet net goed jou bekeer tot God. Amen. Nie volgende jaar nie. Jy volgende jaar kan nie aanbreek. Stel in hierdie tye wat ons God moet aanroep en sê, Here, ek wil my knieë buig voor U, Here. Ek wil gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Ek wil luister. Want die koms van die Here is naby. As ons sien wat gebeur in hierdie wêreld, glory to God, wil ek vanmôre sê, is dit erg. Is dit erg. As jy die vorige gedeelte gaan lees, in hoofstuk 9, van Lukas 9 gaan lees, die laaste gedeelte. Waar die Here gesê het vir die man, volg my. Hy sê, Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. Wat sê die Here van hom? Laat die dooies en eie dooies begrawe word. Dat die wat geestelik dood is, en eie dooies gaan begrawe dan. Volg jy my? Here, ek wil eers vir my familie baie sê, in my huis, voordat jy volg. Wie wat het Petrus en Johannes gemaak? En Andreas en so meer. Hulle het alles net so gemors. Hulle is nog besig gewees om die nette reg te maak en alles voorbereidings te doen om vis te vang. Toe Here sê, volg my, toe los hulle alles. Amen. En hulle volg Jesus. Los die verkeerde ding en volg die Here. Amen. Dit is wat God wil hê. Is dat ek en jy om moet volg tot julle hart, siel en wese en alles wat ons binneste is. Mag die Here hierdie woord graveer op jou hart. Amen. Mag God sy doel bereik by die mense lewe. Halleluja. Want die koms van die Here is naby.